Goeiemôre broers en susters. Baie welkom vanmôre. Is lekker om almal van julle te sien. Ek vertrou dat jy 'n mooi week gehad het, dat jy 'n rustige naweek gehad het en dat vandag vir jou 'n wonderlike dag sal wees waar ons in die medeteenwoordigheid van medegelowiges die voorreg het om die Here te aanbid, die Here te loof en te prys en net sy goedheid en sy guns te beleef. En my gebed is vanmôre dat die Here ook ons deur sy woord en deur sy gees bewus sal maak van hoe belangrik hy vir ons lewens is en hoe nodig ons hom het. Ons leef partykeer die lewe so vinnig en Eberder het nou gesê, die lewe gaan so vinnig verby ons broers en susters. En partykeer het 'n mens nodig om net stil te word en 'n oomblik te gaan sit en dink en so bietjie boeke te vat in jou eie lewe. En mag die Here vanmôre ons help dat ons in hierdie diens met ons sang, met ons woordverkondiging 'n oomblik stil word en diep in ons eie lewe inkyk. Dit is my gebed vir vanoggend. Ek begin graag met die afkondigings vanoggend. Ons deurkollekte gaan vir bedieningsmateriaal, dan bergpragtdiens Dinsdagoggend 10:30. Daar het jy die Bybelstudies en die Bybelskooltye. Verjaarsdag hierdie week, ons sê baie geluk vir almal wat verjaar. Die 18de Maart is Anet Botha, M.J. Odendaal en Zian Ul. Die 19de Maart is Nico Schneider, Greta Swart, Marga van Heerden en Nike Vegter. 20 Maart is Rini Konradi, Wilmien Geier, Zian Karsten en Mina Lategan. 21 Maart Giepie Fourie, Gwen Fourie, Graeme O'Connor, Willie Oosthuizen en Freda Vegter. En dan die 22ste Maart is Walter Brown, Christine Fourie en Rita Kestelmaier. Ons bid vir u wat verjaar hierdie week 'n baie mooi en 'n geseënde jaar toe en ook 'n lekker dag. En mag jy hierdie viering sien as ook 'n gawe van die Here. En mag jy dit saam met die gesinne en families geniet. Dan broers en susters, bazaarvergadering môre aand 6:00 hier in die konsistorie. Die bazaar is om die draai. Minder as 2 maande broers en susters is ons bazaar en elke jaar is dit 'n groot hoogtepunt. Die ouderlinge en die jakens gaan binnekort met die bazaarlyste ook omkom. Ons gaan 'n boodskap ook deurstuur om net vir almal te sê die jaken en die ouderlinge is op pad en ons wil graag vra dat u ook ons bazaar sal ondersteun. Dit is vir ons gemeente en ons het dank altyd die Here vir die geld om ook so met daardie geld en die fondse wat ons insamel vir die bazaar sy koninkryk te kan bou. Dis môre aand bazaarvergadering 6:00 in die konsistorie en die bazaar is net minder as 2 maande weg. Dan kleuterkerk is aan die gang teen na die diens en dan bewys van lidmaatskap ontvang van die AP Kerk Bethlehem. Ons sê baie welkom aan Andries van der Walt, Martie van der Walt, gebore Bouwer, Zandrey van der Walt en Talita van der Walt. Mag die Here ook u gawes en talente in die gemeente gebruik. Ek gaan die gebedsversoeke laat oorstaan. Dankie Ewert. Ons sluit af met Vlam 40, soms wil ek net jubel. Die lied sê ook, soms kom daar 'n stilte oor my lewe as ek kniel. So, partykeer moet ons stil wees, partykeer moet ons jubel. Ons kan albei doen vanoggend. Wat 'n voorreg. So ons sluit af met soms wil ek net jubel. Daai haleluja, 2 reeltjies herhaal ons aan die einde asseblief. Dankie. Soms wil ek net jubel in refreine wat jy verstaan. Want hoe kan ek in woorde die verheerlik vir my bestaan? Soms kom daar 'n stilte oor my lewe as ek kniel, maar soms breek dit uit 'n lofsang en dit vul my moedelose siel. Halleluja, halleluja o my Heer. Halleluja,
Broers en susters, terwyl ons so sit, wil ek graag ons gebedsversoeke vir ons voorlees. Kom ons buig ons hoofde. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, ons raak vanmôre stil in U teenwoordigheid. Here, ons dankie dat ons kon begin om liedere te sing en deur liedere met ons woorde, met ons stemme U te loof en te prys. Deur stem en musiek, Here, ons gedagtes te rig vanmôre op U en U woord. Here, ons dink ook aan die gesinne, elke mens vanmôre wat hier sit, wat hartseer het, wat eensaam is, wat verlies beleef, wat bang is. Here, ons kom vanmôre in 'n oomblik stil word in U naam. Amen. Broers en susters, die Here groet U vanmôre en hy sê vir u, genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin met 'n psalm vanmôre, 'n pragtige psalm, Psalm 146 vers 1, 4 en 6. Prys die Here, loof en prys hom. Broers en susters, ek wil vra dat ons vanmôre hierdie woorde sal oordink. Dis 'n psalm, 'n mooi psalm, en ons sê altyd die erediens en die liturgie voor die erediens, hierdie is 'n tweegesprek met God. Ons antwoord die Here vanmôre. Hy het gesê, ek groet jou in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En as iemand jou groet, dan groet ons terug. En ons lied vanmôre is 'n groet aan die Here. Is om aan hom hulde te bring en om aan hom eer te bring. En daarom wil ek vra, kom ons staan vanmôre. Voel hierdie woorde in jou hart en dink dit vanmôre in jou gedagtes wanneer ons dit sing. Prys die Here, loof en prys hom. Ek wil God se lof besing. Lied 146 of Psalm 146 en ons sing daarvan vers 1, 4 en 6. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaar gekom. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom te vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. Die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek gaan nou 'n oomblik gee, broers en susters. Ons hoor vanmôre die wet van die Here. Ons is vanmôre hier omdat ons die Here liefhet, omdat hy ons gered het en omdat ons 'n lewe wil leef wat nou geset in die spore van Jesus volg. En ek wil nou vir u 'n geleentheid gee om die wet van die Here, hierdie samevatting wat Jesus vir ons in Matteus gee, om jou eie lewe daaraan te meet. Vra vir jouself, het jy God lief bo alles in jou lewe? Klink soos 'n maklike vraag en 'n maklike antwoord, maar waarvoor sal jy jou geloof verloon? Ons sien dit baie rondom ons, en dan ook jou naaste.
Het jy jou naaste lief soos jouself? Gee jy om vir jou naaste? Draai jy jou naaste? Versorg jy jou naaste? Ek gee nou 'n paar oomblikke van stil gebed. Ons Here God, as ons nou in voorbereiding ook van die preek vanmôre, die woordverkondiging ingaan, wil ons hierdie woorde van ons lied vanmôre sing uit ons harte uit. Here, ontferm U, Christus ontferm U, hoor ons gebed, ontferm U oor ons. Here, ons wil dit vanmôre kom vra, in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, terwyl ons so sit, kom ons sing lied 242 en lied 243. Ons skriflesing vanmôre kom uit die boek Jakobus uit. Jakobus hoofstuk 4 vanaf vers 13 is op bladsy 305 in my Bybel. Jakobus hoofstuk 4 en ons gaan saam lees vanaf vers 13. En die tema is as die Here wil. Kom ons bid saam. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, Here, ons dankie dat ons in hierdie stilte die teenwoordigheid kan voel. Ja, Here, daar daal vanmôre 'n stilte in die diens op ons neer. En in hierdie stilte voel ons U nabyheid vanoggend. Here, ons leef in 'n wêreld waar dinge vinnig gebeur. Ons leef in 'n lewe, Here, waar dit partykeer voel asof ons nie asem kry nie. So besig is dit. Soveel druk is daar op ons. En Here, vanmôre in U teenwoordigheid kan ons net tot rus kom. Kan ons vir 'n oomblik net bedaar. Dankie Here dat U ons skuilplek is. Dat ons vanmôre op hierdie Sondagoggend na U huis toe kan kom, na hierdie kerk toe kan kom. Ja Here, en hier net kom stil word. In vrede voor U kan kom wees. En Here, ons wil vra dat U vanmôre in hierdie oomblik ons harte sal aangryp. Heilige Gees, U wat vir Jakobus geïnspireer het om hierdie woorde te skryf. Aangrypende woorde, diep woorde, woorde wat 'n mens eintlik so bietjie in jou spore stuit. Here, dat U ons vanmôre in hierdie stilte sal aangryp. Ons vat groot happe van die lewe. Partykeer sluk ons net in sonder om die lewe te geniet. En daarom maak ons stil vanmôre dat U woord oor ons kan vloei. Dat U woord in ons kan invloei. Ja, Here, dat ons lewens uit U woord uit kan vloei. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, ek lees graag vanmôre vir ons uit Jakobus hoofstuk 4 uit vanaf vers 13. En die tema is as die Here wil. Broers en susters, as 'n mens kyk na hoe die seisoen verander het in Bethlehem omgewing, dan moet 'n mens sê dat 'n paar maande terug, ek onthou hier in November, Desember se kant, het ons bid daar vir reën gehou. Ek dink jy almal onthou dit. Ons het verootmoedigingsdae gehou, want na alle waarskynlikheid het die seisoen wat voorgelê het vir 'n dorpie soos Bethlehem baie swaar en baie moeilik gelyk. Ons het bymekaar gekom en vir die Here gevra, Here, draai hierdie seisoen om. En die Here het die seisoen omgedraai. As 'n mens nou deur die mielies ry, dan sien jy seker van die mooiste mielies in ons omgewing wat ek al dalk in 'n baie lang tyd gesien het. En tog, broers en susters, gaan dit met mense bitter swaar. Die laaste tyd in ons gemeente het ons deur verskriklike hartseer tye gegaan. Siekte, dood, hartseer, teleurstelling.
Die laaste tyd in ons gemeente het dit gevoel vir ons amper asof elke keer as ons hier by mekaar kom, is daar net nog slegte nuus. En partykeer weet jy wat is die ergste van die lewe, en ek weet nie hoe voel dit vir u nie, maar jy sien hoe gaan dit met die wêreld goed, maar hier binne in jou is jy besig om dood te gaan. Die wêreld glimlag en almal sê vir die Here dankie. En dit gaan goed met almal, maar hier binne in jou is jy besig om dood te gaan. Weet nie of ken nie daardie gevoel nie. Jy kyk na al jou seëninge rondom jou in jou lewe, jy kyk na die oes wat op die lande staan, jy kyk na al die genade wat die Here in jou lewe vir jou instort, maar hier diep binne jou is jy besig om dood te gaan. En dan begin jy vra, Here, het ek my geloof verloor? Here, is daar fout met my? Here, wat gaan aan? En ek wil vanmôre hierdie gedeelte lees, 'n gedeelte wat my aangegryp het. 'n Gedeelte wat 'n mens laat diep stil word en vir 'n oomblik tot stilstand ruk in jou eie lewe. En dan 'n bietjie perspektief gee. Jakobus hoofstuk 4 vanaf vers 13. Kom nou, julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad toe gaan en 'n jaar lank daar bly. Ons sal sake doen en geld maak. Julle wat nie eens weet hoe julle lewe môre sal wees nie. Julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Julle moet eerder sê, as die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Maar nou is julle te seker van julleself en praat julle groot. Al sulke groot pratery is verkeerd. As iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit sonde. Ons skriflesing vanmôre sover. Broers en susters, ek het in hierdie week 'n storieetjie raak gelees wat ek baie jare gelede een keer raak gelees het en ook vertel het. Nou, waaroor die storie gaan, dit gaan oor 'n mamma wat baie siek geraak het. Sy het 'n dogtertjie gehad, so ongeveer 5 jaar oud. En die mamma het baie siek geraak en al sieker en sieker en sieker. En die dokter sê toe vir haar, mevrou, daar is ongelukkig geen omkeerkans nie. Hierdie siekte gaan jou lewe eis. En stadig maar seker het die mamma se gesondheid al hoe meer agteruit gegaan. Hoe meer haar gesondheid agteruit gegaan het, hoe moeiliker het dit vir haar geword om positief te bly. Dit was verskriklik seer. En op 'n dag kon sy hierdie seer net nie meer hanteer nie. En sy bel toe die dokter en die dokter kom by die huis aan en hulle staan in die slaapkamer, daar waar die mamma lê by die bed. En die pappa is daar langs haar en sy vra, dokter, ek weet jy kan nie sê nie, maar gee my 'n aanduiding. Hoe lank het ek oor? Hoe lank moet ek nog hierdie pyn en hierdie seer verdra? Want Here, ek kan nie meer nie. Dokter, ek kan nie meer nie. En die dokter het gevoel hoe sy hart breek toe hy hierdie mamma hoor praat en hy het geweet sy het 'n dogtertjie en dis haar lewe en hy wil toe vir haar die nuus op die sagste moontlike manier deel. En hy kyk so by die venster uit en is herfs. En net buite die venster is daar 'n groot akkerboom wat al begin het om sy blare te verloor. En terwyl hy so kyk na die boom, sê die dokter vir die mamma, mevrou, die akkerboom se blare het al reeds begin afval. As die akkerboom al sy blare verloor het, sal jou tyd hier by ons op aarde ook verby wees. Wat hulle wel nie gesien het nie, is dat die dogtertjie op daardie stadium in die slaapkamer se deur gestaan het. En die dokter het aangegaan en die mamma verder ondersoek en met die pappa verder gepraat. En op 'n stadium soek hulle die dogtertjie om ook vir haar ietsie te sê. En toe breek hulle almal se harte. Want toe hulle by die venster uitkyk, toe is hierdie dogtertjie besig om met 'n gare draadjie die blare van die akkerboom vas te werk. Sy wil nie haar mamma laat gaan nie. That's real life. Ek wil vir jou 'n aanhaling lees en Karen, as jy hom van ons kan opsit van Mike Tyson. Everyone has a plan until they get punched in the face. Everyone has a plan until they get punched in the face. Broers en susters, en dis die lewe. Almal van ons droom drome, almal van ons maak planne, of jy jonk is of jy oud is, ons het drome, ons het ambisie, ons het dinamika, ons sien uit na die lewe, ons het groot hoogtepunte wat ons wil bereik. Everyone has a plan until they get punched in the face.
En die vraag vanmôre, wat ons vir mekaar vra uit die woord van God uit, is jy gereed vir hierdie houe van die lewe? Want die lewe dien ons houe toe, broers en susters. Of jy dit wil hê of nie, of jy daarvoor beplan of nie, is jy gereed vir die houe wat die lewe jou soms toedien? Hoe bly 'n mens staande, broers en susters, wanneer die lewe jou wind uit jou maag uitslaan? Hoe kry jy dit reg as die lewe jou in die gesig slaan om nie jou geloof te verloor nie? En ek dink dit is waaroor Jakobus vanmôre met ons wil praat. Ek dink dit is waaroor die Here vanmôre in ons harte wil inboor mee. Want hoor hoe begin Jakobus? Hy begin en ons vertaal dit met die woorde, kom nou. Dit klink amper asof hy iets wil sê, asof hy met hulle wil raas, maar die Griekse woord hier vir kom nou is die Griekse woord age. En age beteken neem leiding. Dit beteken loop voor. Age beteken wys vir ander mense. Nou jy moet onthou, Jakobus is besig om met gelowiges te praat, met 'n kerk soos ons vanmôre. En dan sê hy vir die gelowiges, loop voor. Kom wys vir ander mense. Want gelowiges het iets anders in hulle lewe as die wêreld daar buite. Gelowiges, wil Jakobus sê, kyk anders na die lewe, want gelowiges kyk deur die lens van die kruis. Maak jy die trauma en die houe enigsins minder en minder vel in hulle lewe nie. Maar gelowiges wat in die Here geanker is, kyk anders na die lewe, want ons kyk deur die lens van die kruis. Hy sê vir hulle, loop voor, gelowiges, kom wys vir die wêreld, want gelowiges leef anders as die wêreld. Want ons het die Heilige Gees in ons. Maak jy die houe minder vel nie. Maak jy die punches van die lewe minder seer nie, maar dit maak dat ons anders leef, want ons het die Heilige Gees in ons. Hy sê, gelowiges, kom wys vir ander mense, want julle dink anders as die wêreld, want julle het hoop. En broers en susters, partykeer in hierdie lewe word jou hoop tot op die uiterste beproef. Dit voel asof jou hoop so fyn gesny word soos 'n baie dun stukkie pelounie. Maar gelowiges verloor nooit hoop nie. En daarom hanteer hulle probleme anders, want hulle het hoop. En daarom begin Jakobus en hy praat met gelowiges. Hy sê, kom julle, kom kerk van die Here, kom gelowiges wat geanker is in Christus, wys vir die wêreld wie ons God is. Dis hoe hy hierdie gedeelte begin. Dis hoe Jakobus met hierdie mense praat, met hierdie gelowiges praat. Hy sê, julle as gelowiges, kom wys vir die wêreld wie God is. En juis wanneer dit met jou sleg gaan. Nou die eerste ding, jy kan niks in hierdie lewe as vanselfsprekend aanvaar nie. Jakobus begin eers op 'n baie dramatiese manier, broers en susters. Hy begin eers en hy ruk jou so 'n bietjie tot stilstaan daar waar jy sit. Ons gaan so aan in die lewe en ons staan op en in die oggend as jy begin, is dit, hoe laat moet die kinders waar wees? Is hulle gereed vir skool? Word wakker, julle moet julle tande borsel, ons gaan laat wees. Jy jaag vandat jy jou oë oopmaak in die oggend tot jy vanaand gaan slaap en net so voor jy uitnikker dan dink jy, o, ek het nog nie my klere vir die kinders gepak vanmôre nie. Dis 'n gejaag van die begin tot die einde. En wat Jakobus wil doen is hy wil jou so 'n bietjie tot stilstand ruk vanmôre, want hoor wat sê hy? Hy sê niks in hierdie lewe is vanselfsprekend nie. Niks in hierdie lewe kan jy as vanselfsprekend aanvaar nie. Hy sê, kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad toe gaan en lank daar bly, 'n jaar lank daar bly. Ons sal sake doen en geld maak. Weet, partykeer is dit hoe ons dink oor die lewe. Ons raak so bietjie arrogant in onsself en ons neem sekere dinge as vanselfsprekend aan. Môreoggend moet maar net aanbreek. Môreoggend moet ek maar net die krag hê om op te staan en moet ek maar net die krag hê om my werk te gaan doen. En Jakobus sê, staan so 'n bietjie stil. Julle wat die lewe so as vanselfsprekend aanneem, is nie so vanselfsprekend nie. Weet, ek het 'n paar dinge geleer van die dag van môre. Die eerste ding van die dag van môre is onbekend.
Tweedens, die dag van môre is onvoorspelbaar. Derdens, die dag van môre behoort nie aan ons nie. Vierdens, die dag van môre is 'n besluit van God. Dit maak 'n mens partykeer nederig as jy dit besef. Dit maak jou nederig as dit wat ons so as vanselfsprekend aanvaar, die asem in ons longe, dat ons so eenvoudig leef, dat alles net vanselfsprekend raak. En broers en susters, dit is nie. Ek praat nie graag oor my eie lewe nie, maar ek het in my eie lewe ervaar, hoe jy sekere dinge as vanselfsprekend aanvaar en dit in 'n oogwink kan verander. 14 jaar gelede, omtrent rolweg broers en susters, was ons by my ouerhuis gewees. My pa was blakend gesond. Ons het middagete geëet, en na die tyd dat ons soos ouer gewoonte in die TV-kamer gaan sit en sommer met mekaar gekuier, en my pa het in sy stoel gesê, ag, hy gaan net sy oë toemaak. En voor ons het hy 'n hartaanval gekry, en net daar gesterf. Jakobus kom en hy vra, raak vir 'n oomblik stil en vra vir jouself, is môre 'n gegewe vir jou? Wie sê, jy gaan môreoggend nog lewe? Wie sê, jy gaan môreoggend nog 'n kans kry in jou lewe? Hy sê, wie van ons sal kan sê, ons gaan môre nog geld maak en sake doen? Wie sê, jy gaan môre nie opstaan en siek wees nie? Jakobus wil hê ons moet vir so 'n oomblik stil staan en net die realiteit besef van waarin ons leef. Want die vraag is, hoekom sê hy dit? Juis om jou en my te laat besef, die lewe is nie in ons hande nie. My en jou lewe is nie in ons hande nie. En daarom beplan is nie verkeerd nie. Om jou lewe te beplan, om as ambisies te hê in die lewe, om drome te hê, is nie verkeerd nie. Maar Jakobus wil sê, jy kan nie die Here buite rekening raad in jou lewe nie. Jy kan nie sonder die Here beplanning doen in jou lewe nie. Jy wat nie eers weet of jy môre nog hier gaan wees nie. Jy wat nie eers weet of jy nog môre krag gaan hê om jou werk te doen nie. Jy moet rekening hou met God in jou lewe. Nou, hoe beplan 'n gelowige? 1. 'n gelowige beplan saam met God. Jy kan nie jou beplanning vir jou lewe doen as die Here nie saam met jou is nie en jy nie vir hom vra, Here, help my om vir die regte dinge in my lewe te beplan nie. 2. Jy beplan jou lewe rondom God. Ek ken daai illustrasie van die prioriteite in die lewe met die groot en die klein balle, en as jy dit nie regrang skik nie, dan kan die deksel van die bottel nie toemaak nie, maar as jy die balle regrang skik, dan is daar plek vir alles. Jy moet jou lewe rondom God beplan. Hoor bietjie wat sê Spreuke. Spreuke 16 sê 3 goed. Hy sê 'n mens kan sy voorneme hê, maar die laaste woord kom van die Here af. Gelowiges moet rekening hou met God. Laat wat jy doen aan die Here oor, dan sal jou voornemens geluk. Vers 9, 'n mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy loop. Die eerste punt vir môre, wat Jakobus wil tuisbring, is niks in hierdie lewe is vanselfsprekend nie. Niks. Tweedens, jy is nie so belangrik as wat jy dink nie. Broers en susters, dis 'n wrede ding om van 'n kansel af te sê. Ons word keer op keer geleer, die Here ken die hare op ons kop, en dis waar, ons gaan nou daarby kom. Dis 'n wrede ding om te sê, en 'n wrede realiteit om jou vrede te maak, as jy die woorde hoor, jy is nie so belangrik as wat jy dink nie. Hoor waarmee vergelyk Jakobus ons. Hy sê in vers 14, julle wat nie eens weet hoe julle lewe môre sal wees nie, julle is maar 'n damp, wat 'n oomblik verskyn, en sommer weer verdwyn.
Jare gelede was daar 'n fliek gewees. Ek vrek oor flieks en met kinders leer jy allerlei kinderflieks kyk. Die fliek se naam was Ants. Ek weet nie wie van julle onthou Ants nie. Dit gaan oor hierdie muurkolonie wat bedreig word op 'n stadium. En jy leef jou so in hierdie storie in want hierdie mure word bedreig, hulle hele lewe word bedreig. Jy dink die wêreld gaan tot 'n einde kom soos hierdie muurkolonie te kere gaan. En dan op 'n stadium, dan oorwin die mure nou die groot vyand en dan maak die fliek klaar. Dan die oomblik as die name so opkom, dan begin hulle so uitzoom uit hierdie fliek uit. Want jy leef jou so in hierdie muurkolonie se probleme in, dat jy dink is die wêreld. En dan zoom hy so uit en dan sien jy, o my gits, dis net 'n klein muurshoopie hier iewers langs 'n kraan. En dan zoom hulle nog verder uit, dan sien jy die kraan staan langs 'n asblik. En dan besef jy hierdie mure is eintlik spikkeltjies. En dan zoom hy verder uit, dan sien jy die asblik is in 'n park. En dan in die park in Amerika, en dan ewe skielik kom die wêreld in perspektief, en dan gaan hy verder weg, en dan kan jy later eers met die aarde sien nie. En dan klik jy, hierdie muurkolonie is soos die mure in jou huis, wat op jou tafel loop, en jy druk hom so met jou vinger dood. Dis hoe inconsequential hierdie mure is. Ek wil vir jy 2 skyfies wys. Karen, as jy vir ons die eerste een kan sit. As jy wil weet hoe belangrik is ons in ons eie sonnestelsel, planete gewys, daar's 'n spikkeltjie daaronder. Dis waar ons bly. Dis die aarde, in vergelyking met die son en die ander planete. Net in ons eie sonnestelsel is dit hoe groot faktor ons is. Die volgende ene. In ons sterrestelsel is ons iewers daar. En die vraag is, laat dit jou klein voel, want is veronderstel. Dit is, broers en susters, waar ek en jy ons lewe bevind. Iemand het met hierdie ene gesê, you are there, crying in the shower, not looking forward to today. En toe dink ek, dit sit 'n bietjie jou lewe in perspektief. Jy is nie so belangrik as wat jy dink nie. Hoor wat sê die woord vir ons. Hy sê in Psalm 8 vers 4. Hy praat van die Here. Hy sê as u die hemele aanskou, as ek die hemel aanskou, die werk van die hande, die maan en die sterre waaraan u 'n plek gegee het, wat is die mens dat u aan hom dink? Die mensekind dat u na hom omsien. Jesaja sê vir ons, wie het die waters in die holte van sy hand afgemeet, met die breedte van sy hand die maat van die hemel bepaal, met 'n maatemmer die grond van die aarde afgeweeg en met 'n skaal die berge en die heuwels geweeg. Nie ek en jy nie, broers en susters. Die Here. En daarom kom Jakobus en hy sê die tweede ding, jy is nie so belangrik as wat jy dink nie. Die skepping sentreer en roteer nie rondom jou nie. God is die een wat die skepping in die palm van sy hand omhou. Jy is nie die hoofkarakter in die skepping nie. Dis, broers en susters, en dis 'n moeilike realiteit, want daar's 'n stukkie narcis in ons almal. Daar's 'n stukkie narcis in ons almal wat sê, maar ek is die belangrikste. Ek is belangrik en jy is belangrik, maar kom ek sê vir jou, hoe belangrik is jy? As jy nie in die wil van die Here leef nie, broers en susters, as jy jou lewe net vir jouself leef, dis wat Jakobus sê, dan is jy 'n damp. As jy jou lewe net leef om geld te maak, om dan nog 'n stad toe te gaan om plesier te hê, as jy net nog en nog en nog bymekaar maak, dan is jou lewe 'n damp, want die dag as jy in die graf lê, vat jy niks van dit saam nie. Maar as jy vir die Here leef, is jy 'n rad in 'n groter masjien van sy skepping. Dan het jy onskatbare waarde. Want jy het gesien in die sterrestelsel, waar lê ons? En dan kom die Here en hy sê ten spyte van dit, jy is minder belangrik as wat jy dink, maar jy is oneindig kosbaar vir my. Want ek het my seun gegee vir jou, Johannes 3 vers 16, om vir jou te sterf. Jy mag 'n damp wees, maar vir die Here is jy kosbaar. Derdens, so moet ons praat. Julle moet eerder sê. Jakobus begin en hy kom om ons woorde te transformeer.
Broers en susters, hoe maklik praat mense nie vandag nie. Gaan luister bietjie na die taal en die woorde wat mense vandag gebruik. Luister bietjie hoe mense praat vandag. En Jakobus wil sê, dis belangrik dat ons leer om reg te praat. Dis belangrik dat ek en jy leer om ons woorde in hierdie lewe reg te kies. Dis wat hy begin sê, as hy sê, julle moet eerder sê, julle moet eerder so praat, want woorde het 'n impak op jou lewe. Woorde het 'n manier om jou gedagtes te stem, jou hart te beïnvloed. As jy die hele tyd negatief praat, gaan jy negatief optree. As jy die hele tyd in negatiewe geselskap is, gaan jy negatief raak. As jy heeltyd die geselskap negatief maak, gaan alles negatief wees. En daarom sê Jakobus, julle moet eerder reg leer praat, gelowige kinders van die Here. Kom nou. Hy sê, kom nou. Gee leiding, leer om reg te praat. Julle moet eerder sê, as die Here wil. As die Here wil. Nie as ek wil nie. As die Here wil. Dis hoe ons moet leer praat. Want dalk as ons dit doen, gaan ons dit begin glo ook. Want dit is nie 'n maklike gebed om te bid nie, broers en susters. Almal weet hoe lief ek my ouma gehad het. En ek was my 2de jaar op universiteit, my 3de jaar, toe my ouma baie ernstig siek begin word het. Sy het kanker gehad, maagkanker. Sy het aanvanklik vir ons niemand vertel nie. En ek onthou my ouma het altyd net gebid, hierdie bastion van 'n vrou. Here, gee my die voorreg om met menswaardigheid te sterf. My ouma het dit nooit aan haar lewe gevra nie. Sy het 'n noue verhouding met die Here gehad, maar ek onthou hoe ouer sy geword het, hoe broser het sy geword. En haar gebed aan die Here was, Here, help my net om met menswaardigheid te sterf. Want maagkanker is 'n pes. En ek onthou ek het by my ouma gesit terwyl sy baie siek was. En sy het vir my gevra, Rian, bid vir my. Broers en susters, en altyd was dit maklik om te bid, laat U wil geskied. Jy weet, ons bid dit so maklik, Here, help my. As ons rugby speel of ons speel hokkie of netbal, ons hardloop op die baan, Here, laat die beste span wen, maar laat U wil geskied, laat ons asseblief die beste span wees. Ek het by my ouma gesit en vir haar gebid en gevra, Here, maak haar asseblief gesond, bring 'n wonderwerk, spaar haar hierdie pyn, help haar om met menswaardigheid te sterf. En toe met die woorde kom, laat U wil geskied. En dit wil nie kom nie. Want ek wil nie die Here se wil laat geskied nie. En tog sê die Here vir ons, dit is hoe jy moet bid. Jesus gebruik hierdie frase 2 keer in sy lewe. Die eerste keer toe hy sy disippels leer bid. Sy disippels kom na Jesus toe en hulle vra, Here, leer ons bid. Ons sien U gebedslewe word die lewe wat U leef. Hoe kry jy dit reg? Here, leer ons bid. En dan sê hy, bid en vra, laat U wil geskied. Jy sien, om in die Here oor te gee, om te sê, Here, laat U wil in my lewe geskied, beteken nie dat jy aan die noodlot oorgee nie. Jy gee nie oor aan die toeval in jou lewe nie, jy gee oor aan die skepper van hemel en aarde. Jy gee oor in die hande wat gekruisig is aan die kruis ter wille van jou en my. Dit is wat hierdie oorgee beteken. Dit is wat dit beteken as Jesus ons leer bid, Here, laat U wil geskied. Dan maak hy 'n belofte. Alles sal ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Dis nie 'n goedkoop belofte nie. Dis nie 'n belofte wat beloof dat al jou gemors en al jou nonsens sal net uitsort nie. Dis 'n belofte wat sê, dit is wel met jou siel. Dit sal goed gaan, want jy het deel van die ewige lewe. Dis waarom Jesus sy disippels leer bid, laat U wil geskied. Die tweede keer wat Jesus het gebruik, bid hy dit self. In Getsemane, die aand voordat hy gekruisig word. Hy saam met sy disippels in Getsemane, hy vra vir hulle, waak saam met my, en dan raak hulle aan die slaap, en hy gaan bid op sy eie, en dan raak hy so beangs, dat sy sweet soos bloed op die grond drup, en dan sê hy, Vader, laat hierdie lydingsbeker asseblief by my verbygaan, ek sien nie kans daarvoor nie, maar laat U wil geskied. Is jy bereid om dit in jou lewe te bid? Om vir die Here te sê, Here, hier is my lewe. Gebruik dit soos U wil. Want jy sien, daardie gebed kom vir die gelowige dikwels teen 'n baie duur prys. Wanneer jy voor die Here staan, en ons sê dit maklik, veral as jy jonk is, ek sal vir die Here sterf, dink aan Petrus, ek sal vir die Here leef, Here, laat U wil geskied, vat my lewe, maak daarmee wat U wil, maar wat daarvan die dag as jy siek word? Gaan jy kwaad wees vir die Here?
Waar hy dag daarvan, as jy alles verloor, die vyeboom nie meer bot nie, die krale nie meer beeste het nie, wat dan? Gaan jy nog die Here leef of gaan jy hom verwyt? Want dis wat Jesus doen in Getsemane, toe hy bid, laat u wil geskied. Hy sê, Vader, u weet wat my wil is, u het my innig lief, maar laat u wil geskied. Laat my lewe in u hand gedei. As die Here lewe gee, as jy glo dat die Here die een is wat die lewensasem in jou asem ingeblaas het, as jy glo dat die Here die een is wat jou lewe soos 'n argitek beplan het, kan ons hom nie ook die kans gee om met ons lewens te maak wat hy wil nie. Om dit te gebruik tot eer van sy koninkryk nie. Selfs al is dit die swaarste swaar om deur te gaan. Everyone has a plan until they get punched in the face. Laastens, as iemand weet wat die regte ding is om te doen, en hy doen dit nie, is dit sonde. Jakobus sluit met hierdie woorde eintlik hierdie gedeelte af, en het voel amper asof dit nie mooi inpas by hierdie gedeelte nie. Maar al wat Jakobus wil sê is jy bereid om jou lewe aan die Here neer te lê? Niks is vanselfsprekend in ons lewens nie. Is jy bereid genoeg om jou onsekerheid in die hand van die Here te los en te sê, Here, maak met my wat u wil. Gebruik my soos u wil. Met hartseer, maar veral met sukses. Want Jakobus wil afsluit, onthou, hy praat van hierdie mense, en hy praat van mense wat die wêreld deurkruis, wat oral heen reis, mense wat maklik geld maak, en hy sê vir hulle, weet julle wat is die regte ding om te doen? Doen dit. As jy onseker is vanmôre, raak stil voor die Here en besef, jou lewe is nie in jou hand nie. Is jy bereid vanmôre om alles op die spel te sit, met die gebed, laat u wil geskied? Is jy bereid vanmôre om so ten volle aan die Here jou lewe oor te gee, dat jy bereid is om te bid en te sê, as die Here wil? Het is meer guts om ons op 'n handgranaat te val. Om hierdie woorde te bid, vra meer guts as enigiets anders in die lewe. Is jy bereid vanmôre om alles op die spel te sit en te bid, Here, laat u wil in my lewe geskied. Amen. Kom ons bid saam. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, Here, ons mond word droog vanmôre as ons al die implikasies oorweeg van wat hierdie woorde beteken. Here, dit voel amper asof dit nie kan uitkom nie. As u wil, laat u wil geskied. Here, mag ons vanmôre hierdie woorde oordink. Mag hierdie woorde vanmôre ons omkrap in ons binneste. Mag hierdie woorde ons ongemaklik maak. En Here, mag ons vanmôre die prys verstaan, wat dit beteken om 'n kind te wees, en ons lewe in U oor te gee. Here, dis nie 'n treinkaartjie na sukses nie. Dis 'n treinkaartjie na die spore van Jesus, na die kruisdra agter Jesus aan. Maar dankie dat ons veilig is in U hand. En daarom, Here, wil ons vanmôre kom vra, laat U wil geskied. Amen. Broers en susters, ons stap vanmôre nie alleen hieruit nie. Al leef ons vanmôre dalk met onsekerheid in ons hart. Al raak ons vanmôre bewus daarvan dat niks vanselfsprekend is nie. Om oor te gee aan die Here is nie oorgee aan die noodlot nie. Dit is om oor te gee aan God ons Vader wat ons liefhet. En ek wil vra dat U saam met my sal staan en die geloof hardop sal bely vanoggend. Want dit is waar ons anker lê. Ek het 'n vriend van my op universiteit gehad wat een keer
'n goeie vriend moes gaan besoek het in die hospitaal wat op sterwe gelê het en hy sê vir my toe hy daar kom, toe weet hy nie wat om te bid nie, want hoe bid jy? Nie almal word altyd geleer nie en hy sê al wat hy toe kan doen is hy begin die geloofsbelijdenis opsê. En daar daal 'n vrede oor hulle albei neer wat hy nie kon beskryf nie. En ek wil hê kom ons bely vanmôre ons geloof. Hardop, daar waar hy staan. Want dit is die God in wie ons toekoms rus. En as ons daar klaar is, wil ek vra dat ons sal bly staan vir lied 528 en ek wil vra dat ons vers 1, vers 2 en dan weer vers 1 sal sing. Karen, is dit moontlik? Ons gaan 3 verse sing, maar 1 vers 2 keer. Ek wil vra dat ons sal afsluit met lied 528 vers 1, vers 2 en dan weer vers 1. Luister na die woorde van vers 1. Leer my u wil, Heer, u doel met my. Hierdie gebed, u pottebakker met my die klei. Vorm my, maak my volgens u wil. Op u vertrou ek, nederig en stil. Kom ons bely hardop ons geloof saam en daarna sluit ons af met lied 528 vers 1, 2 en dan weer vers 1. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en met u bly. Amen.